gaan nog so 'n paar preke uit Rigters hê en dan gaan ons vir 'n rukkie stil staan by Markus. Ons tema is, wat is soeter as heuning? Wat is soeter as heuning? Rigters 14, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met die einde van daardie hoofstuk. Terwyl ons die woord so voor ons oop het en kom ons sing ter voorbereiding van die prediking lied 151 vers 2. Lied 151 vers 2 ter voorbereiding van die prediking, sommer so terwyl ons bly sit. Rigters hoofstuk 14 vers 1. Op 'n keer is Simson na Timna toe en daar het hy 'n vrou gesien. Sy was 'n Filistynse meisie. Hy het teruggegaan en vir sy ouers vertel, ek het 'n vrou in Timna gesien, 'n Filistynse meisie, gaan kry haar vir my as vrou. Maar sy ouers vra vir hom, is daar nie onder jou familie of onder al jou volksgenote 'n vrou nie, dat jy na hierdie heiden, die Filistyn toe moet gaan, om te trou nie? Simson het vir sy pa gesê, ek kry haar van my, want ek hou van haar. Sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom nie, want hy wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. En in die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. Simson en sy ouers is toe na Timna toe. By die wingerd van Timna het 'n jong leeu brullend op Simson afgestorm. Die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en hy het die leeu kaalhand uitmekaar geskeur asof dit 'n bokkie was. Simson het nie vir sy ouers vertel wat hy gedoen het nie. Hy het toe met die Filistynse vrou gaan praat en hy het van haar gehou. Toe 'n ruk later terug is Timna toe om met haar te gaan trou, het hy afgedraai om na die geraamte van die leeu te gaan kyk. Daar was 'n swerm bye met heuning in die karkas. Hy het die heuning in sy hand gevat en daarvan geloop en eet. Toe hy by sy ouers kom, het hy vir hulle ook gegee en hulle het geëet. Maar hy het hulle nie vertel waar hy die heuning uit die karkas van 'n leeu gekry het. Toe sy pa hulle by die vrou aankom, het Simson daar 'n feesmaal gehou en dit was 'n gewoonte onder die jong manne. Toe die Filistyne hom sien, het hulle 30 vriende by hom laat bly. Hy het vir hulle gesê, laat ek julle 'n raaisel vertel. As julle my die raaisel kan beantwoord binne 7 feesdae kan gee, dan sal ek vir julle 30 linnehemde en 30 stelle klere gee. Maar as julle dit nie kan doen nie, moet julle vir my 30 linnehemde en 30 stelle klere gee. Hulle het hom geantwoord en gesê, gee jou raaisel, ons wil dit hoor. Simson sê toe, uit 'n eter kom daar iets te ete, uit 'n sterke kom daar iets soets. Die 3de dag kon hulle nog nie vir die antwoord gee nie. Die 7de dag sê hulle toe vir Simson se vrou, haal jou man oor om die antwoord op die raaisel aan ons bekend te maak, anders verbrand ons jou en jou familie. Het jy ons hierheen genooi om ons kaal uit te trek? Simson se vrou het by hom gehuil en gesê, jy haat my. Jy het my nie lief nie. Jy het my mense 'n raaisel gevra sonder om vir my te sê wat dit beteken. Hy het vir haar gesê, hoe sou ek dit vir jou vertel? Ek het dit selfs nie vir my ouers vertel nie. Sy het die hele 7 dae van die fees by hom geneel en op die 7de dag het hy dit vir haar vertel, want sy het hom bly lastig val. Sy het toe die antwoord op die raaisel vir haar mense gegee. Op die 7de dag, net voor die son onder, sê die mense van die stad toe vir Simson, wat is soeter as heuning, wat is sterker as 'n leeu? Hy sê toe vir hulle, julle het met my kalf geploeg, anders sou julle nie die antwoord op my raaisel gevind het nie. Die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak, hy is af Askelon toe. Daar het hy 30 man doodgeslaan en hulle klere gevat
en vir die mans gegee wat die raaisel uitgelê het. Hy was baie kwaad en is na sy pa se huis toe. Samson se vrou is toe aan sy vriend gegee wat sy strooi jonker was. Ons lees tot daar uit die woord van die Here. Ons teksvers in vers 18. Op die 7de dag net voor sononder sê die mense van die stad toe vir Samson: "Wat is soeter as heuning, wat is sterker as 'n leeu?" Wat is soeter as heuning, wat is sterker as 'n leeu? Geliefdes in die Here Jesus Christus, as daar een ding is wat ek regtig nie van hou nie, dan is dit licorice. Ek het nog nooit regtig lekker greep gekry hoekom ek daarvan moet hou nie. Dit proef vir my altyd maar soos ou medisyne wat ek uit 'n kas uit gekrap het. Maar ek hou nogal van die omhulseltjie rondom licorice. Ek hou van daai, ek weet nie wat dit is nie, sê maar versuursuiker omhulseltjie wat daar om is. En dan suig ek daai versuursuikers omhulseltjie en dan ewe skielik tref jy hierdie galbitter licorice. En dan moet jy dit ook nou maar afsluk want dis nou maar wat jy het. Jy kan dit tog nou nie terugsit in die pakkie. Dit is so 'n mooi advertensie en dit is so lekker soet en reg en dan as jy weer kyk dan tref die werklikheid jou soos 'n hamer voor die kop. En weet julle wat is die snaakste? Dan vat ek nog een. Why? Hoekom? Ek dink dit is net stupidheid. Maar dan eet ek nog een van daai goed want die versuursuiker daarom is regtig lekker. En dan gebeur dieselfde ding weer. Jy sien, sonde werk amper so. Dit bestaan gewoonlik uit twee dele uit. Dis hierdie advertensiekant, hierdie versuursuikerkant, en dan is dit die galbitter deel. Die oomblik wat jy besef jy het sonde gedoen, die oomblik as jy besef hierdie sonde gaan jou nie bevredig nie, die oomblik as jy hierdie skuldgevoel inskop, die oomblik as jy daai bitter, frank, galbitter smaak in jou mond kry en besef die advertensie was toe beter as die werklikheid. Die oomblik as jy jou na stikkende verhoudings in jou lewe kyk en jy spyt is oor wat jy gedoen het. Hierdie gedeelte in Samson se lewe is presies dit. Dis dood met 'n heuningmasker om. Dis die uitlokkende deel en dit lyk so goed, maar dis eintlik die dood. Dis eintlik die dood wat verhoudings gaan kos in Samson se lewe. Wat alles op die ou ende van die dag gaan prysgee en meer gaan beloof as wat dit kan gee. Maar kom ons kyk 'n bietjie in geheel wat gebeur hier met Samson. Ons het die laaste keer toe ons gelees het in Rigters 13, het ons gelees van Samson wat nog 'n babietjie was, hy wat 'n besondere roeping op sy lewe gekry het, hy wat 'n Nasareerbelofte gekry het, en hierdie Nasareerbelofte het vir hom hy moes 3 dinge doen om hierdie Nasareerbelofte na te kom. In die eerste plek, hy moes nie sy hare skeer nie, hy mag nie sy hare afskeer nie, hy mag nie sterk drank drink nie, of dan nou hy mag nie drank drink enigstens nie, en die derde een is, hy mag nie met dood geassosieer word nie, hy mag nie naby dood kom nie, hy mag nie naby 'n lijk of iets doods kom nie. Nou wat gebeur in hierdie gedeelte in Rigters 14, Samson is nou al 'n groot man, en eendag is hy daar tussen die Filistyne besig, en hy sien daar 'n mooi vrou onder die Filistyne. 'n Mooi meisie. Hy gaan terug na sy pa toe en hy sê, dis die girl wat ek mee wil trou, dis die meisie wat ek wil hê. Sy pa sê, maar hoekom? Sy's van 'n ander volk. Sy's van 'n ander geloof. Hoekom wil jy haar as jou meisie? Nou, hoekom vra die pa hierdie ding? Hoekom vra hy dit? Want in Deuteronomium 7, hoor mooi, staan dit. Dit sê die Here jou God sal jou bring in die land waarheen jy op pad is en wat jy in besit sal neem. Dit is Israel, daar waar hulle nou is. Hy sal baie nasies voor jou uitdryf en dan noem hy 'n klomp nasies, Hittite, Gerasiete, Amorite, Kanaaniete, Ferisiete, Hiwite en Jebusiete. Wanneer die Here jou God hierdie 7 nasies wat groter en sterker as jy is in jou mag oorgee en jy hulle verslaan, moet jy hulle om die lewe bring as banoffer aan die Here jou God.
Jy mag hulle nie jammer kry en verbond met hulle sluit nie. Jy mag nie met hulle ondertrou nie. Jou dogter mag nie aan een van hulle seuns gegee word nie en jou seun mag nie aan een van hulle dogters as vrou vat nie. Want hulle sal kinders wegrokkel van die Here af en hulle sal ander gode dien. Dan sal die toorn van die Here teen jou ontvlam en hy sal jou gou uitdelg. Maar wat jy met die nasies moet doen is dit breek hulle altare af, breek hulle klippilare stukkend, kap hulle gewyde pale in stukkies en verbrand hulle afgodsbeelde. Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om jou uit al die volke van die aarde sy eiendomsvolk te maak. Hoe duidelik is hierdie? Dit sê duidelik, jy mag nie in die land kom en dan verbond sluit met daardie mense in die land nie. Dis presies wat die boek Rigters, ons het so rukkie terug toe ons begin het met Rigters gesê, die einde van Josua 24, dan kom die Here en dan sê hy, jy mag nie 'n verbond sluit met die mense van hierdie land nie. Jy moet hulle uitdelg. En wat doen Israel? Hulle delg hulle nie uit. Hulle is ongehoorsaam aan die Here. Dan stuur die Here hierdie rigters om hulle van tyd tot tyd uit hierdie mag van hierdie volke rondom te verlos. Maar hier staan duidelik, jy mag nie met hulle trou nie. Hoekom nie? Omdat hulle 'n ander volk is? Nee. Hierdie teks word ons baie keer gebruik om teenoor gemengde huwelike te staan. Te sê, daar mag nie gemengde huwelike wees nie. Maar jy moet mooi lees. Hier staan in vers 4, want hulle sal jou kinders wegrokkel van die Here af en hulle sal ander gode dien. Dit gaan oor geloof en ongeloof. Duidelik vandag selfs sê Paulus in 1 Korintiërs 7 en 2 Korintiërs 6 sê hy, 'n gelowige mag nie met 'n ongelowige trou nie. Die hele konsep, die beginsel het dieselfde gebly reg deur die Bybel. Samson se ouers is dus reg in hulle raad. Hierdie gaan nie oor dis 'n ander volk nie. Dit gaan oor dis 'n ander volk wat 'n ander God aanbid, wat nie die ware God aanbid nie. Samson is hardkoppig. Die gebruik was dat in daardie dae dat die pa en die ouers die kind, die vrou of wie ook al jy mee wil trou, vir die man bring. Die pa het seggenskap. Maar dis nie meer so by Samson nie. Hy gaan sy wil afdwing, hy weet wat hy wil hê, hy wil hierdie mooi meisie hê, en hy gaan hom kry, ten spyte van wat dit doen aan sy verhouding met die Here, ten spyte van wat dit doen aan sy verhouding met sy ouers. Maar die Here word nie onkant betrap nie. Hoeveel keer het ons nou in Rigters dit gesien? Die Here is nie een wat onkant betrap word nie. Hy gaan juis Samson se sonde hier gebruik tot sy eer. Hy gaan hierdie sonde gebruik as katalisator om die Filistyne te straf, die volk wat sy volk Israel onderdruk. Dan gee sy ouers maar toe. Samson se ouers sê, ja, dis reg. Kom ons gaan haal haar maar as vrou. Dan op pad. Dis interessant. Die teks wys hulle loop nie saam nie. Samson is apart en sy ouers is apart. Hulle is seker maar kwaad vir mekaar en nou loop hulle op pad na Timna toe om nou hierdie meisie te ontmoet. En op pad storm daar 'n leeu vir Samson en hy gryp die leeu en hy skeer die leeu uitmekaar uit. Hy maak die leeu dood met sy kaal hande. 2 ruk later sê vers 8, terug is Timna toe om met haar te gaan trou, het hy afgedraai om die geraamte van die leeu te gaan bekyk. Wat doen Samson? Hulle gaan terug huis toe en toe hy weer moet gaan, toe gaan hy om by die leeu en hy gaan kyk, maar wat gaan aan met hierdie leeu? Hy kom daar, hy sien daar 'n swerm bye en die leeu ingetrek en dat daar heuning is en hy haal die heuning uit en hy stap en hy eet van die heuning en hy vat die heuning terug na sy ouers toe. Dan vertel hierdie gedeelte ook vir ons 'n gedeelte van 'n ruk later het hy 'n partytjie gehou en dan vra hy hierdie raaisel by die partytjie in vers 14. Uit eter kom daar iets te eet, uit sterke kom daar iets soets. Sy vriende kan hom nie antwoord nie. En hulle gaan vra dan sy vrou. Hulle mislei sy vrou en sy vrou is genee om mislei te word. Die 3de dag, die 7de dag wat hulle nie 'n antwoord kon gee nie. Mislei hulle haar. Sy mislei vir Samson
En hy gee vir haar die oplossing, die antwoord op die raaisel. Wat is soeter as heuning? Wat is sterker as 'n leeu? Soms is Samson 'n smoorkwaad. Hoe kan sy dit aan hom doen? En wat doen Samson? Hy reageer impulsief, presies soos sy karakter is, presies soos hy altyd maak. Hy's hardkoppig, hy doen wat hy wil. Hy los die vrou daar en hy loop. Hy gaan huis toe. Hy's klaar met hierdie vrou. Die vrou is heel gelukkig om met sy best man as vrou te kry. Dis wat gebeur in hierdie gedeelte. Maar hier's die kernvraag. Wat is die verband tussen die hele geskiedenis van die leeu en die heuning en die res van die dinge wat hier gebeur? Wat is die verband tussen die heuning aan die een kant en die vrou aan die ander kant? Vriende, hier is die belangrike wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte. Die heuning en die dooie leeu karkas is simboliek vir die vrou in Samson se lewe. Die leeu en die doodmaak en die heuning het werklik gebeur, maar dit wys heen na Samson se lewe, na die toestand van Samson se hart, na die toestand van Samson se keuses. Hoe so? Hierdie vrou is tegnies 'n dooie karkas wat in heuning gedoop is. Sy lyk mooi en sy lyk so uitloklik en jy wil graag met haar trou, maar sy's eintlik die dood as jy met haar trou. Die vrou is sonde in 'n masker gedoop in heuning. Sy lyk so goed. Maar wat gebeur hier? Sy mislei Samson om sy Nasareer belofte te verbreek. Samson mag nie naby dood gekom het nie. Hier staan hy by die karkas, inteendeel, hy loop 'n draai om by die karkas te kom, by hierdie dooie ding, om te gaan kyk wat gaan daar aan. Hy word mislei deur die heuning wat so mooi lyk in die karkas. Hy stap nader. Hy is bereid om ongehoorsaam te wees aan die Here, want wat hy sien met sy oë lyk so mooi, dit lyk so aanloklik, al kom dit uit die dooie karkas van 'n leeu uit. Al kom dit met die dood saam, is hy bereid om hierdie stap te neem en in ongehoorsaamheid teenoor die Here te staan. Hierdeur verbreek hy sy Nasareer belofte. Inteendeel, hy doen meer as dit. Hy loop met hierdie heuning wat hy op 'n onreine manier gekry het. Hy gee dit vir sy ouers. Hy deel selfs die onreinheid, die vrotheid met sy ouers. Maar dis nie net met die leeu en die heuning wat hierdie dinge gebeur nie. Dis met elke keuse wat hy maak in hierdie gedeelte. Hy neem die vrou wat God gesê het hy mag nie neem as vrou nie, omdat sy vir hom mooi lyk. Daardeur laat hy sy verhouding met sy ouers, sy verhouding met God skade ly, maar hy gee nie om nie, want wat mooi lyk vir sy oë, dit is wat hy najag. Hy reël die partytjie met sy heiden vriende. Hy reël 'n fees, terwyl God dit verbied. God het hom 'n rigter gemaak om die vyande uit te wis, om sy volk te verlos. God het hom nie 'n rigter gemaak om onder daardie mense te sit en sy vyande as vriende te aanvaar nie. Dis nie sy doel nie. Dis nie hoekom hy daar is nie. Die vrou in die heuning gedoop het 'n bitter groot verrassing van die dood. Sy is nie lojaal teenoor Samson nie. Sy is 'n vrou wat deur tydelike vrees beheer kan word. Ja, daar staan, hulle het vir hulle al gesê, as jy nie vir ons die raaisel gee nie, sal ons jou huis afbrand. Maar kyk mooi, sy gaan nie na Samson toe en sê vir hom eerlik, hierdie mense wil my huis afbrand nie. Hy is nie haar sekuriteit nie. Hy is nie haar lojaliteit nie. Sy het nie integriteit, hierdie vrou nie. Sy skaar haar eerder by die mense waar sy vandaan kom, wat net so ewel is soos sy. Sy lyk mooi van buite, maar sy's vrot van binne.
Simson se begeerte en sy smag na heuning het hom baie gekos. Maar hier kos dit hom nog meer. Dit kos hom ook hierdie verhouding met hierdie vrou. Verhouding wat egter die meeste skade gelei het, geliefdes. Is nie sy verhouding met die vrou of met die Filistyne of met sy ouers nie, maar sy verhouding met die Here. Die Here wat op elke moment in hierdie gedeelte word daardie verhouding geskaad, kry dit seer. Vriende, hoe maklik val ons in ons eie lewe vir sonde wat eintlik maar net in heuning gedoop is. Kom ons maak dit prakties. Is dit wat jy lees of kyk of luister tot eer van God en tot vervulling van jou sondige begeertes? Geniet jy die heuning darm, maar jy gee nie regtig om of dit skade doen aan jou verhouding met die Here of jou verhouding met jou medemens of jou verhouding met jou man of vrou nie? Is daai lekker kinderstorie wat jy in die haarsalon hoor, is dit nie eintlik maar net sonde gedoop in heuning nie? Daai kinderstorie wat jy so lekker oor vertel, want dan voel jy daarom jy's nou deel van die groep en jy's die main man. Dis sonde in heuning gedoop, dis al wat dit is. Hoekom regverdig jy die kyk van reekse op TV terwyl daar seks en naaktheid in is? Jou sondige begeertes, jou smag na bevrediging om hierdie heuning in die hande te kry, maak nie saak wat die sonde is wat voor jou gebring word nie. Skerry ding is, dit lyk my, dit word sommer familie-outing hierdie in die laaste tyd. Ouens en meisies kyk saam. Mans en vrouens kyk saam. Dis sonde in heuning gedoop, dis al wat dit is. As jy Christen is, doen jy nie sulke goed nie. As jy spietkop jou aftrek, dan het jy jou storie of jou omkoopgeldjie gereed. Want dit is mos nie regtig sonde om 'n padwet te oortree nie. Almal doen dit mos, dominee. Sondige begeertes in heuning gedoop. Dis al wat dit is. Daai geheime folder op jou rekenaar wat jy al jou pornografie inhou. Dis nie verkeerd nie, man. Almal doen dit. Niemand kan sê hulle is onskuldig nie. Hierdie was iets wat ek persoonlik mee geworstel het in my lewe. Matteus 5 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regter oor jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom weg van jou af, want dit is vir jou beter as dat een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word, sê Jesus. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Gaan jy luister na Jesus, of gaan jy gehoorsaam wees aan hom? Of gaan jy jou sondige begeertes gehoorsaam? Dis net twee keuses. Jy het 'n slaaf geword van jou sondige begeertes. Jy jaag die volgende haai. Jy kry elke keer ietsie weer nodig. Ietsie beters, ietsie groters. Dis tydelik. Jou verhouding met jou vrou en jou kinders en God het skade gelei en sal daardeur skade lei. Verhouding met ander mense sal daardeur skade lei. In ons tyd en eeu val ons so maklik in. In ons besprekings en ons spottery oor die regering van die dag. Sonde en heuning gedoop, dis al wat dit is. Ek sal hulle respekteer, sover hulle my respekteer. Sien wat Romeine 13 sê nie. Romeine 13 is geskryf in 'n tyd wat Paulus, wat Christene vervolg is, waar Christene as lamppale gebruik is en teer oorgegooi is en die brand gesteek is. Romeine 13. Daar staan jy met die Romeinse regering gehoorsaam, sê Paulus. Ons wil so maklik vir ons 'n koninkryk op aarde bou, in plaas van om 'n koninkryk, om te bou aan die koninkryk van die Here. Geliefdes, ons word so maklik mislei deur sonde wat in heuning gedoop is. En dan regverdig ons onsself daaruit.
En laaste plek, wat is soeter as heuning? Die interessantste van hierdie hele ek het nou skoon vergeet wat dit is. Raaisel, het hom. Hierdie hele raaisel is dat die antwoord op die raaisel 'n vraag is. Dis vir ons weird. Gewoonlik is die vraag van 'n raaisel 'n vraag en dan die antwoord 'n antwoord. So hoekom is die raaisel hier se antwoord 'n vraag? Want die skrywer wat vir ons hierop laat fokus wat die antwoord is. Wat is regtig soeter as heuning? As ons nou gesê het heuning is daardie omhulseltjie rondom sonde, heuning is die ding wat ons mislei in sonde in, wat is dan soeter as heuning? Die verlossing in Jesus Christus is soeter as heuning. Dis hy wat sterker is as 'n leeu. Hy is die alternatief waarna jou hart moet trek in plaas van na die sonde toe. Weet julle hoekom doen ons sonde? Een van die redes is hoekom ons sonde doen is ons sien nie Jesus Christus in al sy heerlikheid en wat hy vir ons gedoen het en dat hy soeter is en verlossing in hom soeter is as enigiets op aarde nie. Ek weet, terwyl jy daar sit dan dink jou sondige hart maar hoe kan dit wees dat hy dat in verhouding met hom dit soeter is as die beste sonde wat ek kan doen hier op aarde? Dis 'n sondigheid in jou wat praat. Dis almal het daai ding. Jesus is die alternatief. Hy is soeter as heuning. Jesus kan volkome vervul. Hoe wonderlik is dit om aan Jesus vas te hou en aan hom te glo en in en deur en tot hom te lewe en dan vervulling te ervaar in ons harte. Nie daai skuldgevoel, nie daai vrees nie daai spyt nie, maar opregte verhouding en vervulling in hom. As 3 dinge wat ek wil hê julle moet huis toe vat. Slegs deur die oorwinning in Jesus Christus is dit moontlik om in en deur en tot hom te lewe. In hom, ons vind ons bevrediging, ons vind ons verlossing in Jesus Christus. Deur hom, alles wat ons doen, alles wat ons is, dink ons vanuit ons verlossing in Jesus Christus. As ons so begin dink, gaan daardie sonde vir ons baie vinnig vrot vuil water word. Licorice wat ons haat. En dan ook tot hom. Ons dink in hierdie oomblik wat ons nou besig is met dinge, dink ons, hoe kan hierdie ding wat ons nou doen, ons doen tot eer van die Here? Sal ons gemaklik wees as die Here langs ons gesit het op die bank en saam met ons TV gekyk het? Sou ons gemaklik gewees het as ons gejaag het in ons karretjie en die speedkop ons aftrek? Sou ons gemaklik gewees het as ons na ons pornografie op ons rekenaar kyk? Of op ons selfoon of waar ook al? Dis die vraag wat saak maak. In en deur en tot hom. Ons lewe moet deurdrenk wees van Jesus Christus. Ek sluit af. Vriende, ons gryp so maklik na ons pakkies heuning en dink dit kan ons bevredig. Dink dit kan ons volmaak. Daardie dinge bring niks van dit nie. Dit teendeel, dit vernietig net waar dit gaan. Nee. Ons wil nie 'n alternatiewe kies nie. Ons wil nie sonde doen nie. Ons wil in Jesus Christus vashou en deur en uit en tot hom leef. Samson het geleer dat hierdie dinge vals is.
Samson het geleer en gesien dat dit 'n valse deur, 'n slaggat is. Jy gaan daardeur jou verhoudings met ander, maar ten diepste jou verhouding met God laat skade ly. Die religie slaan jou met 'n vuishou en tog gaan soek jy meer, want jy soek bevrediging daarin. Vind jou bevrediging in die Here, moenie jou bevrediging in dinge soek nie. Die vraag is dus dan nie in wat ons bevrediging vind nie, maar in wie ons bevrediging gaan vind. Vind jy hierdie dinge is moeilik om mee te worstel? Is goed wat direk tot ons hart spreek. Maar dis ook dinge wat die Here verwag ons in ons lewe in gehoorsaamheid aan hom sal reg doen. Sal reg kry. Amen. Kom ons bid.